Goeiedag en baie welkom. Stel jou vir 'n oomblik 'n spook voor. Een wat vir meer as 'n dekade lank deur Kalifornië dwaal. Eers 'n inbreker, toe 'n verkragter en toe 'n moordenaar. Die syfers is dis skrikwekkend. 13 moorde, meer as 50 verkrachtings, oor die 120 inbrake. En toe, in 1986, verdwyn hy net. Spoorloos. Vir dekades was hy 'n legende, jy weet. Die soort koue saak wat ondersoekers nags wakker hou. En die groot probleem was sy DNA. Hulle het dit gehaat, maar dit was nêrens in die kriminele databasis nie. Presies. Die vraag was altyd, hoe vang jy iemand wat wel 'n genetiese skaduwee agterlaat, maar wie se naam jy nie ken nie? Wel, die antwoord was nie in 'n polisiestasie nie, maar in die openbare DNA-profiele van sy niks vermoedende familie. So, vandag gebaseer op dit bronne wat jy vir ons gestuur het, akademiese artikels, regeringsbeleide, internasionale navorsing, pak ons hierdie hele ding uit. Ons kyk na die wetenskap, die speurwerk en die komplekse etiese vrae wat opgeduik het. Kom ons spring weg. Reg. Voor ons by die tegnologie kom, vertel ons van die man. Voor die naam Golden State Killer was daar ander, soos die East Area Rapist. Ja, en die original Night Stalker. Dit wys hierdie eskalasie waarna die bronne verwys. Dit het nie met moord begin nie. Waarmee dan? Dit het in die middel 70's begin, in 'n plek met die naam Visalia, met inbrake. Maar vreemde inbrake. Hy was nie daar vir die geld nie. Wat bedoel jy? Wel, hy het diergoed soos juwele gelos en eerder sentimentele goed gevat. Fotos, aandenkings, selfs net losmunte. Dit was obsessief. Dit het gegaan oor die oortreding self. En van daar af het dit baie donkerder geword. Baie. In 1976 verskuif hy na die Sacramento-omgewing en die verkrachtings begin. Sy metode was suiwer sielkundige terreur. Hoe so? Hy het snags by huise ingebreek, paartjies wakker gemaak met 'n flitslig in hulle oë, hulle vasgebind en dan een van sy mees berugte kenmerke. Die borde op die man se rug. Presies. Hy het borde of koppies op die man se rug gestapel en gesê, as hy net een geluid hoor, as net een koppie val, vermoor hy almal in die huis. Dis absolute berekende terreur, maar die een feit in die bronne wat my regtig koud gelos het, is dat hy 'n polisieman was. Ja, nee, dit is 'n deurslaggewende punt. Joseph James D'Angelo, hy was 'n beampte in die 70's, presies toe baie van die misdade gebeur het. Ek bedoel, hy het die stelsel van binne af geken. Absoluut. Hy het geweet hoe ondersoeke werk, hoe om bewyse te vermy, hoe om sy spore dood te vee. Dit het hom 'n reuse voorsprong gegee. Sy misdaadgolf het van 1974 tot 1986 geduur. En toe? Toe stop dit net. Alles. Vir 32 jaar was die spoor ijskoud. Dis amper ondenkbaar. Vir meer as 30 jaar, so waar op aarde begin jy weer soek? Ek neem aan die antwoord is soos met alles deesdae tegnologie. Dit is, maar nie die tegnologie wat almal verwag het nie. Hulle het sy DNS-profiel gehad en hulle het dit oor en oor deur die nasionale database CODIS gevoer. En niks? Nooit 'n passing nie, want CODIS gebruik 'n tegniek genaamd STR-analise. Dink daaraan soos om na 20 spesifieke woorde in 'n boek te kyk. Dis goed vir 'n presiese passing, maar nie om familie te vind nie. Goed, en dis waar dinge regtig interessant raak, né? Hulle het 'n heeltemal ander roete gevolg. Hulle het oorgeskakel na iets genaamd forensiese genetiese genealogie. In plaas van 20 merkers, kyk hierdie tegnologie na honderdduisende klein genetiese merkers. Dis dieselfde tegnologie wat, sê maar, 23andMe gebruik om jou afkoms te bepaal. Wag gou, so hulle het DNA van 'n moordtoneel gevat en dit sommer net opgelaai na 'n publieke webtuiste. Is dit eers wettig? Dis 'n uitstekende vraag en dis waar die grys area begin. Hulle kon dit nie op 'n kommersiële webwerf soos Ancestry doen nie, want hulle diensvoorwaardes verbied dit. So wat het hulle gedoen? Hulle het 'n oop bron webwerf genaamd GEDmatch gebruik, 'n plek waar mense vrywillig hulle DNA-data oplaai om juis soveel moontlike familielede te vind. En destyds het die reëls nie wetstoespassing spesifiek verbied nie. En het hulle 'n direkte passing gekry, sy naam het net daar opgespring? Nee, en dis die briljante deel. Hulle het iets baie meer waardevol gekry, 'n familielid. Hoe naby? 'n broer?
Nee, 'n baie verre een. 'n vierde neef as ek reg onthou. Dit beteken hulle het 'n gemeenskaplike voorouder gedeel, seker iewers in die vroeë 1800s. Dit klink soos 'n ongelooflik klein leidraad. Amper soos niks. Vir 'n genealoog is dit soos om die eerste stukkie van 'n reuse legkaart te vind. Van daardie enkele verre genetiese draad af het hulle die hele tapestrie begin ontrafel. Hoe lank het dit gevat? 4 maande. 'n Span genealoë en ondersoekers het stambome gebou, terug in tyd na daai bet grootouers toe, en toe weer vorentoe, en elke afstammeling geïdentifiseer. So dit was nie net 'n rekenaar wat 'n naam uitgespoeg het nie. Glad nie. Dit het hulle by 'n lys van honderde mense gebring. En van daar af was dit goeie ou koel speurwerk. Hulle het mense uitgeskakel op grond van ouderdom, geslag, waar hulle gewoon het, en die lys het gekrimp. Totdat net een naam oorgebly het. Joseph James D'Angelo. Presies. Toe het hulle net een laaste ding nodig gehad, sy direkte DNS om dit bo alle twyfel te bewys. En hulle kon nie net gaan klop en vra nie. Nee, dit sou hom laat spaander. So hulle het hom skelm dopgehou. Hulle het een monster van 'n sneesdoekie gekry, wat hy in sy eie vullestrom gegooi het. 'n Sneesie? En nog een van sy motor se deurhandvatsel. Hulle het dit laboratorium toe gehaas, dit was 'n perfekte passing. In April 2018 is hy in hegtenis geneem. Na 40 jaar se terreur is dit 'n sneesdoekie en 'n vullestrom wat hom onderkry. Dis amper antiklimakties. En sy reaksie? Hy het skuldig gepleit op 13 moorde om die doodstraf te vermy. By sy vonnisoplegging, na dae se getuienis van sy slagoffers, het hy gesê: "Ek het na al julle verklaringe geluister en ek is werklik jammer vir almal wat ek seer gemaak het." Dis 'n ongelooflike oorwinning vir geregtigheid. Maar die manier hoe hulle hom gevang het, maak 'n deur oop na 'n wêreld vol etiese dilemma's. Die kernvraag, en dis een vir jou wat luister, is: jou DNS opgelaai om familie te vind, kan gebruik word om jou neef aan 'n moord te koppel. Hoe voel 'n mens daaroor? Wel, dis die sentrale konflik, né? Een van die akademiese artikels praat van proporsionaliteit, die balans tussen privaatheid en openbare veiligheid. 'n Opname waarna een bron wys dat die publiek dit verstaan. 79% ondersteun hierdie tegniek vir ernstige misdade soos moord en verkrachting. Maar, en hier is die sleutel, slegs 39% vir eiendomsmisdade. Dis 'n reuse verskil. So, die publiek trek intuïtiewe streep. Absoluut. En die regstelsel probeer nou daardie selfde lyn vind. Die FSA se Departement van Justisie het 'n interim beleid uitgereik. Dit sê wetstoepassers mag dit net gebruik as 'n laaste uitweg vir geweldsmisdade en op databasis wat gebruikers uitdruklik inlig dat hulle data so gebruik kan word. So GED-match moes hulle reëls verander. Onmiddellik. Hulle het dit opgedateer om gebruikers die keuse te gee om uit te teken van sulke polisiesoektogte. Maar wat van die glybaan argument? Vandag is dit 'n reeks moordenaar. Môre gebruik hulle dalk my neef se profiel om my op te spoor vir 'n parkeerkaartjie. Waar stop dit? Dis die vrees, ja. Die beleid probeer dit aanspreek. Maar een bron bring 'n baie interessante regspunt na vore. Die argument is dat 'n verdagte nie die regsbevoegdheid het om namens sy familielede se privaatheid te argumenteer nie. So die familie het ingestem toe hulle die DNS opgelaai het. Tot 'n mate, hulle het ingestem om gevind te word, al het hulle nie hierdie spesifieke uitkoms voorsien nie. Dis 'n komplekse gryse area. Ons het nou gefokus op die jag vir misdadigers, maar jou bronne wys op 'n ander kant van die saak, nie om skuld te bewys nie, maar om waardigheid terug te gee. Ja, en dis 'n aspek wat dikwels misgekyk word. Die Churchill Fellowship verslag is fascinerend hieroor. Dit fokus op die gebruik van die tegnologie om ongeïdentifiseerde menslike oorskot te identifiseer. Mense wat sonder 'n naam begrawe is. Presies. Dink daaraan, in die WK alleen is daar meer as 1000 sulke gevalle. Vir daai families is dit 'n toestand van dubbelduidige verlies. Jy sit vas in 'n limbo tussen hoop en hopeloosheid. Die verslag noem 'n ongelooflike kragtige voorbeeld uit Kanada. Ja, die Babes in the Woods moorde. Dis 'n hartverskeurende storie. In 1953 is die oorskot van 2 seentjies in 'n park in Vancouver gevind. Hulle is waarskynlik al in die laat 40's vermoor. En vir 70 jaar niks.
Vir 70 jaar was hulle naamloos. Hulle was net die babies in the woods. Dekades se ondersoeke het niks opgelewer nie. En toe, met hierdie tegnologie, kon hulle 'n bietjie DNS uit die bene onttrek. En hulle het 'n passing gekry. 'n Familielid aan die ma se kant. Deur stambome te bou, is hulle uiteindelik geïdentifiseer as die broers Derek en David Dalton. Die familie het gedink die welsyn het hulle jare gelede weggeneem. Om na 70 jaar uit te vind hulle is vermoor. Dis verskriklik. Maar dit bied afsluiting. Hulle het hulle name teruggekry. Dit gee die tegnologie 'n heeltemal ander dimensie, ja. Dit gaan nie net oor straf nie, maar oor herstel. Maar daardie selfde navorsing wys op 'n groot ingeboude probleem met die stelsel: demografiese vooroordeel. Dit is 'n kritiese punt. Die genetiese databasis wat gebruik word oorweldigend bevolk deur mense van Europese afkoms. Hoekom? Is dit 'n kwessie van wie in stambome belangstel? Dis 'n kombinasie van faktore. Historiese stokperdjiepatrone, ekonomiese faktore en ook 'n mate van wantroue teenoor genetiese navorsing in sekere gemeenskappe. Die gevolg is 'n databasis wat nie die ware demografie van 'n land soos die VSA weerspieël nie. So, dit skiep 'n wesenlike ongelykheid. Sonder twyfel. As die slagoffer of oortreder van Europese afkoms is die kans om 'n saak so op te los aansienlik hoër. As hulle uit 'n gemarginaliseerde gemeenskap kom, daal daardie kans dramaties. So, ons skiep effektief 'n twee-vlakstelsel van geregtigheid. Sommige koue sake kry 'n beter kans as ander, bloot op grond van etnisiteit. Dit is 'n ernstige probleem en dit geld ook vir die identifisering van onbekende oorskot. Navorsers is baie bewus hiervan, maar dit is 'n stadige, komplekse proses om reg te stel. So, as ons alles bymekaar trek, ons het gesien hoe 'n dekadeslange raaisel opgelos is, deur 'n tegnologie wat die grense tussen privaatheid en speurwerk heeltemal verskuif. En ons het gesien hoe dit ongelooflike afsluiting kan bring. Maar terselfdertyd het ons die diep etiese vrae ondersoek wat daarmee saamgaan. Vrae oor toestemming, proporsionaliteit en die gevaar van ingeboude ongelykheid. Dit is die dilemma. Die tegnologie wat die Golden State Killer ontmasker het, kan jou lang verlore neef opspoor, 'n naam aan 'n slagoffer gee of 'n familielid van jou as 'n moordverdagte identifiseer. En hierdie databasisse word elke dag groter. Die vraag wat ons vir jou laat, is nie of hierdie tegnologie die toekoms van misdaadbekamping is nie. Dit is dit reeds. Die vraag is eerder, teen watter prys en wie besluit waar daardie lyne getrek word.